Hoe kan ouers KI-hulpmiddels soos ChatGPT gebruik op 'n wyse en 'n verantwoordelike manier om hulle kinders met skoolwerk te help? Vandag gaan ek julle leer hoe ek dit doen en ek en my kind Aiden gaan dit demonstreer. Hou vas en kyk tot die einde, ek glo dit gaan julle baie help. My naam is Johan Stein, ek is 'n skrywer, spreker en 'n akademikus en ek help organisasies om KI-tegnologie te verstaan en te implementeer. Meeste van ons ken die Afrikaanse term kunsmatige intelligensie of KI van die Engelse term Artificial Intelligence of AI. Maar bo alles is ek 'n ouer, my seun is 11, hy's in graad 5 en ek gebruik KI om hom met sy skoolwerk te help. Vandag wil ek deel hoe ek KI-platforms soos ChatGPT gebruik om my kind te ondersteun met sy huiswerk en sy eksamens. Ek glo sterk dat KI-platforms 'n wonderlike hulpmiddel kan wees vir onderwysers en ouers om die leer wat op skool plaasvind aan te vul. Baie van hierdie platforms is gratis en kan vinnig inligting verskaf, verduidelikings gee en selfs voorbeeldprobleme saam met die kinders deurwerk. Tog sal KI nooit die unieke rol en vaardighede en wysheid wat onderwysers en ouers bied vervang nie. Julle ervaring, empatie en persoonlike leiding sal altyd onmisbaar bly. 'n Belangrike punt is dat KI soms foute kan maak. Ons moet ons kinders leer om verantwoordelik te werk, om altyd die antwoorde na te gaan vir akkuraatheid en nie blindelings te aanvaar wat die model sê nie. Ons moet ook nie lui wees deur ChatGPT bloot te vra om die antwoorde te gee nie. In plaas daarvan kan ons die Sokratiese benadering gebruik deur ons vrae te stel wat kinders aanspoor om self te dink en stap vir stap na die oplossing te werk. Byvoorbeeld, eerder as om te vra wat is die antwoord, vra ons, hoe sou jy hierdie probleem in kleinere dele kan opsplit om by die antwoord te kom? Deur KI te gebruik om vrae te rig, verduidelikings te gee en denke te stimuleer, kan ons die kinders help om met selfvertroue te bou en hulle eie oplossings en vaardighede te ontwikkel. Kom ons benut hierdie gereedskap met wysheid en verantwoordelikheid. So hier is 'n voorbeeld. My seun Aiden is besig om te leer vir hierdie week se eksamen. Hy is besig om voor te berei vir 'n geskiedenistoets. Die skool het vir ons 2 bronne gestuur, die volledige dokument oor die onderwerp van toepassing as ook 'n afbakening dokument, om ons attent te maak op die vrae wat in hierdie toets verwag kan word. Ek het beide bronne opgelaai in ChatGPT op my rekenaar. Nou hier kom die belangrike ding. Ons moet die platform reg prompt. Met ander woorde, ons moet die KI verduidelik wat ons wil doen. Hier is wat ek gevra het. Ek het dit in Afrikaans gedoen, want hierdie platforms is baie goed in verskeie tale. Ek wil vra dat jy my kind Aiden help om sy toets voor te berei. Hy is 11 jaar oud en in graad 5. Ek het reeds 2 bronne opgelaai en ek vra dat jy dit gebruik en daarna verwys. Die afbakening dokument is veral belangrik. Gebruik hierdie dokument en gee ons 'n lys van vrae wat ons kan gebruik ter voorbereiding. OK, toe het ek dit vir ChatGPT gegee en hy het 'n lys van relevante vrae geskep tot die leermateriaal en volgende het ek vir ChatGPT gevra om my kind te help. Hier was my prompt. Vat elke vraag een op 'n slag en vra my kind die vraag. Maar belangrik, moet nie net die antwoord gee nie. Vra die vraag en hoor wat hy sê. Vra hom opvolgende vrae en lei hom in 'n aantal stappe om te antwoord. Ek het hierdie alles ingetik op my rekenaar in ChatGPT, maar volgende het ek ChatGPT gevra om dit deur 'n stem te doen, eerder as deur teks. Is julle reg? Ek gaan nou saam met Aiden sit en 'n toets. Ons gaan net weer 'n paar vrae vra vir werk. Kom ons kyk hoe dit werk. As mens ChatGPT se stemplatform in die rede val, dan stop dit en dit luister. So help jou kind om eers klaar te luister na elke stap en dan hul vraag te vra. Ek hoop hierdie gaan julle help. Speel daarmee, gebruik dit, maar gebruik dit verantwoordelik. Dit is amazing.
Hallo ChatGPT, vra asseblief vir my seun die vraag wat ek jou gevra het om hom te help en kom ons doen dit op 'n manier wat hom help om self by die antwoorde te kom. Vra solank die eerste vraag asseblief. Hallo Aiden, kom ons begin met die eerste vraag. Wat is die steentydperk en watter kenmerke het hierdie tydperk om dit van ander tydperke te onderskei? Neem jou tyd om te antwoord en as jy hulp nodig het, sal ek jou 'n leidraad gee. Okay, so die steentydperk is 'n tydperk waar hulle net gereedskap uit steen gemaak het en hulle het niks anders gemaak nie, want metale was nog nie 'n ding toe nie. Dis 'n goeie begin. Jy's reg dat mense in die steentydperk gereedskap van klip gemaak het en dat metale nog nie gebruik is nie. Nog 'n belangrike kenmerk was dat mense 'n jagter-versamelaar lewenstyl gehad het. Baie goed gedoen. Laat weet as jy gereed is vir die volgende vraag. Ek's gereed. Perfek. Die volgende vraag is: wie was nomades en waarom het hulle 'n rondtrekkende leefwyse gevolg? Dink daaraan hoe hulle gewoon het en hoekom hulle nie permanent op een plek gebly het nie. Neem jou tyd en laat my weet wat jy dink. Hulle het geen vaste tuiste gehad omdat hulle kos, as hulle nou na hierdie kontinent toe gaan, dan sou hulle na daai kontinent toe gaan, want kos was baie belangrik vir hulle, so was die water. Presies. Nomades het rondgetrek om kos en water te vind afhangend van die seisoen en beskikbaarheid. Hulle het nie op een plek gebly nie, want hulle moes altyd agter hulpbronne aanbeweeg. Dit was 'n noodsaaklike manier van oorlewing. Baie goed gedoen. Laat weet as jy gereed is vir die volgende vraag. Ek's reg. Goed, kom ons gaan aan. Die volgende vraag is: wat is Woodia en hoe het vroeë gemeenskappe hierdie plant gebruik om in droë gebiede te oorleef? Dink aan wat jy weet van Woodia en hoe mense dit gebruik het. Neem jou tyd. So hulle het die Woodia geëet, sodat as hulle gaan jag het, dat hulle nie dors of honger sou raak nie, sodat hulle baie lank in die spesifieke omgewing kan wees. Dis heeltemal reg. Woodia is 'n plant wat mense gebruik het om hul honger te onderdruk en hidrasie te handhaaf in droë, moeilike omgewings. Dit het hulle gehelp om langer te oorleef sonder gereelde toegang tot kos of water. Baie goed gedoen. Die volgende vraag is: wat is boesmansgif en op watter wyse is dit gemaak en gebruik tydens jag? Dink daaraan hoe hierdie gif gebruik is en waarvan dit gemaak is. Neem jou tyd. Die boesmangif is gebruik om, so jy vat die vruggie en dan druk jy sy melk uit. En dan wanneer jy die melkerige sap uitkry, dan smeer jy dit op jou pylpunt. En dan skiet jy dit met jou pyl en boog. En dan, as jy jou pyl en boog trek en jy skiet, dan verlam dit die dier sodat hy nie weg gaan hardloop nie. Maar jy moet nog 'n rukkie wag voordat jy hom kan eet, anders dan gaan jy ook verlam word. En dit sê gewoonlik, dit maak jou ook verlam wanneer jy smeer dit op met jou hande. Uitstekend. Jy het dit baie goed opgesom. Boesmansgif is inderdaad van plantekstrakte gemaak, soos die melkagtige sap van sekere plante en op pylpunte gesmeer. Dit het diere verlam wat die jag makliker gemaak het. En ja, dit was belangrik om versigtig te wees, want die gif kon ook vir mense gevaarlik wees as hulle nie gewag het nie. Baie goed gedoen.